Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Almal praat baie graag van Pandora se boks, maar min mense ken eintlik die storie daar agter. Nou dis 'n ou Griekse mitologiese storie, maar eerlikwaar dit klink baie keer soos die mensdom se storie vandag ook. Nou die verhaal begin by Zeus in die mitologie wat die koning van die gode was. En hy was woedend vir Prometheus, die titaan wat vuur van die gode gesteel het en dit vir die mensdom gegee het. Nou vuur het kennis, mag, vooruitgang en bewustheid gesimboliseer. So as 'n straf besluit Zeus om vir die mens 'n geskenk te stuur. Hy skep vir Pandora en sy is beeldskoon, vol gawes, vol charme, maar saam met haar gee hy ook vir haar 'n boksie met een opdrag en sê, moet dit net nooit oopmaak nie. Maar hier is die ding, Pandora het nie geweet wat binne in die boksie is nie. Sy het nie geweet dit dra pyn, lyding, jaloesie, haat en swaar kry nie. Sy het waarskynlik gedink soos ons vandag dink, ag, hoe erg kan dit nou regtig wees? Of ek wend net gou my gevoelens, of ek is sommer net moeg en geïrriteerd, of dis my reg om so te voel en te dink, of dis net een keer, of ek sal okay wees. Maar dis so baie donker goeters begin, nie altyd met groot boosheid nie, soms met klein aanhitsings en nuuskierigheid, klein gedagtetjies, klein irritasies, daardie stemmetjie in jou kop wat jou stadig begin ontvoer. Kan onthou, nie alles wat sleg is vir jou, adverteer homself as boos nie. Die Bybel sê die vyand kom soos 'n dief in die nag, hy kom steel jou vrede en jou rus en jou verhoudings en jou vreugde. Stilletjies, subtiel, amper ongemerk. En dalk het die bose reeds 'n vatkans gekry lank voordat Pandora die boks oopgemaak het. Die oomblik toe die nuuskierigheid in haar ore begin fluister het, die oomblik toe sy begin dink het, net een kykie. En toe sy die boks oopmaak, bars al hierdie donker dinge in die wêreld uit. Pyn, jaloesie, haat, siekte, lyding, dood, negativiteit. Dis amper soos die Bybelse boom van die kennis van goed en kwaad. Die oomblik toe die mens bewus raak van donkerte, het alles verander. En toe probeer Pandora vinnig die boksie weer toemaak, amper met die idee dat alles weer normaal sal raak en sal terugkeer na normaal toe. Maar dis te laat, want sommige goed as dit eers uit is, kan jy dit nooit weer terugdruk nie. En is dit nie hoe die lewe baie keer werk nie? Een woord uit woede, een stukkie jaloerse opmerking, een geheime besluit, een bitter gedagte, een irritasie, een verkeerde verhouding, een oomblik van haat of trots. En ons dink, ag, hoe erg kan dit nou regtig wees? Maar die probleem is, die oomblik as dit uit is, begin dit sneeubal. Jy kan nie altyd die skade terugvat nie, jy kan nie elke woord terugroep nie. Party boksies maak jy oop en die effek loop baie verder as wat jy ooit gedink het. En dis wat ons vergeet, Pandora se aksie het nie net haar geraak nie, dit het die hele mensdom om haar geraak. Net so met my en jou. Ons dink baie keer die keuses raak net myself. Maar jy is nie 'n eiland nie. Jy is deel van iets groters. Jou woorde raak jou kinders, jou energie raak jou huis, jou bitterheid raak jou verhouding, jou vrede beïnvloed ander mense, jou donkerte of jou lig beweeg verder as wat net jy dink. So elke keer wat as ons 'n boksie oopmaak, verander dit iets aan die wêreld rondom ons. En dis hoekom wysheid soms nie net gaan oor manifesteer en jaag en dinge gaan vind en gaan soek nie. Soms gaan vrede daaroor om sekere boksies toe te los. Om nie te krap waar dit nie juk nie en daarvan 'n issue te maak nie. Om nie elke irritasie te voed nie, om daagliks bewustelik te kies en te sê, ek gaan nie vandag die boksie van haat oopmaak nie. Ek gaan nie die boks van nait voer nie. Ek gaan nie die boks van selfvernietiging oopmaak nie. Want die lewe gaan oor vrye wil. En dis hier waar die storie nou baie mooi raak ook. Want in Pandora se paniek hoor sy iets klop binne in die boksie nog. En sy maak dit weer oop en daar spring hoop uit. Nie uit 'n ander boksie nie, maar uit dieselfde boks waar die pyn en lyding in was. Nou dis diep, want dis amper soos die idee van God se genade, dat selfs binne in lyding, selfs binne in menslike gebrokenheid, selfs binne in chaos, daar steeds hoop leef. Hoop op genesing, hoop op vrede, hoop op herstel en hoop op 'n nuwe begin. Maar dit beteken nie ons mag dus roekeloos leef nie. Paulus skryf self in Romeine, toe mense hom gevra het, moet ons dus meer sonde doen sodat die genade kan toeneem? En toe sê hy beslis nie.
Met ander woorde, net omdat genade bestaan en hoop bestaan, beteken dit nie, ons maak doelbewus elke boksie oop wat ons wil nie. Jy en ek het elke dag 'n keuse oor wat ons gaan oopmaak en wat ons gaan los. Want sekere goed, as dit eers uit is, kry jy dit nooit heeltemal weer terug in die boksie nie. En dalk is dit die wysheid van Pandora, nie om te weet dat hoop alleen bestaan nie, maar om verstandig genoeg te wees om sekere boksies eerder net te los en toe te hou. So moenie die boosheid in jou lewe 'n enkele oomblik van 'n vatkans gee nie. Maak nie saak hoe nietig en onskuldig dit lyk of voel nie, want dit kan verwoestend wees in jou lewe. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.